In die magtige naam van Jesus Christus, is weer eens 'n wonderlike voorreg om saam met julle die woord te kan deel, om vir julle om te meedeel dat die Here goed is, dat die Here wonderbaarlik is, dat die Here magtig is, en dat daar niemand is soos die Here nie. Maar vanaand is ons weer by ons boodskappe en ons boodskappe oor geloof, prys die Here. En ek glo, hoop en vertrou dat elke boodskap wat uitgaan oor geloof, je hart sal aanraak. Ek glo en ek vertrou dat elke boodskap wat uitgaan oor geloof 'n verandering in u geloofsvlak bring. Ek glo en ek vertrou dat elke boodskap wat u hoor van geloof toelaat dat u geloof toeneem. Ek glo en ek vertrou dat elke boodskap wat u hoor van geloof op hierdie platform, dit wil 'n verandering maak in u geestelike lewe, dit 'n verandering maak in u lewe in geheel. En ek vertrou dat u verhouding met die Here net nouer en beter word in Jesus magtige naam. Wonderbaarlik is die Here, groot is die Here, almagtig is die Here, en daar is niemand soos die Here nie. Prys die naam van die Here. En ons het weer eens 'n voorreg, 'n genadekans, en ons ag dit as 'n voorreg, ons ag dit as 'n wonderwerk, ons ag dit as 'n Godgegewe kans, dat ek en u vandag, dat u op hierdie broadcast kan kom, en dat ek kan 'n boodskap deel met u van hierdie platform vanaf. Prys die Here. Ek wil hê waar u ook al is, kom ons maak ons oë toe en ons bid saam. Vader, baie dankie vir 'n oomblik soos hierdie. Baie dankie vir genade, baie dankie vir u liefde, baie dankie vir hierdie boodskap. Word verheerlik in hierdie boodskap, Meester. Ek bid, Vader, help ons, Vader, om verandering te verkry in ons geloof. Help ons, Vader, in ons geloofsvlak sal groei, Meester, en help ons, Here, en ons nader en nader in u lewe, in Jesus magtige naam. Amen. Prys die Here. Wonderlike voorreg, soos ek gesê het, wonderlike voorreg. Maar ek wil hierdie saak noem. Jesus sê, as jy geloof het, so klein soos 'n mosterdsaad. Jesus praat van die mosterdsaad geloof. Jesus praat van die mosterdsaad geloof. Is baie wonderbaarlik hoe dat Jesus praat van die mosterdsaad geloof en hoe dat hierdie tipe van 'n geloof 'n bonatuurlike wonderwerk kan manifesteer. Nou vandag, ek wil vra, wat gaan afgaan by u as ek vir u vandag moet kom sê, jy het die vermoë om geloof selfs groter as 'n mosterdsaad te ontwikkel? Wat gaan jou gedagte wees as ek vir jou sê, jy het reeds al geloof groter as 'n mosterdsaad? Jy sien, soms is ons nie so baie bewus van wat ons eintlik besit en wat ons het in die Here nie. En dit maak ons ignorant. En dit maak dat die vyand so oorhand oor ons het. Dit maak dat die vyand soveel baie oorwinning oor ons het, en dit maak dat siekte oorwinning het oor ons, en dit maak dat demone oorwinning het oor ons, en dit maak dat situasies oorwinning het oor ons, en dit maak dat egskeidings oorwinning het oor ons, en dit maak dat al hierdie dinge in hierdie lewe wat daar uit is om jou krag uit te oefen op jou gelukkigheid en jou ongelukkig te maak. Al hierdie dinge het die oorwinning oor jou lewe, en jy sit met geloof groter as 'n mosterdsaad. Dis hoe ek glo. En iemand vra nou daar, maar prof, kan u dalk vir my bewys en my geloof wel groter is as die van 'n mosterdsaad? Nommer 1, jy glo in 'n God wat jy nog nooit gesien het nie. Dis 'n wow factor. So, jy glo in 'n God wat jy nog nooit gesien het nie. Soveel so dat jy skuldig voel wanneer jy iets verkeerds doen, want in jou binneste glo jy, hierdie God wat jy nog nooit gesien het nie, sien jou en hy hou jou dop en hy kyk jou. Soveel so dat jy nie mense wil te nakom nie, dat jy nie wil mense seermaak nie, soveel so dat jy die beste wil hê vir ander mense, soveel so dat jy jou eie lewe verander, terwille van hierdie God wat jy nog nooit gesien het nie, terwille van sy reëls en regulasies, en sy woord, naamlik die Bybel. Dis geloof groter as 'n mosterdsaad. Jou geloof is reeds al geweldig.
en jy weet dit nie. Jou geloof is reeds al op 'n plek waar dit veronderstel is om te moet wees, en jy weet dit nie. Ek luister na 'n prediker vanoggend. Die prediker sê, hy bid saam met 'n vroutjie wat in sigarette vasgevange was. En hy sê, en is 'n groot profeet hierdie, hy sê, hy het gebid saam met haar en sy het nie verlossing gekry nie. En hy het gebid weer saam met haar en sy het nie verlossing gekry nie. En hy het gebid saam met haar en sy het nie verlossing gekry nie. En hy sê, hy profeteer en hy sê vir haar wat hy sien, dat dit wel vir haar moeiliker gaan word vorentoe. En hy bid saam met haar en sy kry nie verlossing nie. En die prediker sê, hy sê, en sy word siek en hulle toets haar en hulle vind uit sy het kanker van die sigarette wat sy rook. En die prediker sê, hy is op pad iewers heen en die Heilige Gees redirek sy voetspore en hy kom by hierdie vroutjie. En hy bid saam met haar en hy bid vir haar. En hy sê iets baie besonders. Hy sê, die moment toe sy haar geloof omskakel en haar geloof, luister mooi, haar geloof 'n ander rigting inslaan. Hy sê die moment toe sy dit doen, toe gebeur bevryding. Nie net bevryding nie, maar toe genees die Heilige Gees van God haar ook. En hy sê die kanker was heeltemal weg en sy was verlos van sigaret. Hy sê, hy erken dit, hy sê die moment toe sy haar geloof van hom afvat, wat prediker is, van hom afvat wat man van God is, toe sê haar geloof fokus op die Here en op die Here alleen, toe kom die Here vir haar magtig deur. Sommige van julle wat hier so sit, op hierdie broadcast en wat hierdie broadcast kyk en wat my hoor, het geloof. En ook sê, die man van die Here, ek stap op pad met die Here, ek is 'n bloedgewaste kind van die Here, ek ken die Here, ek is in die kerk, man van die Here, maar dit lyk vir my, dinge oorrompel my, en dit lyk vir my die moeilikhede van die lewe druk swaar op my lewe. Almighty Jesus, dankie Here. Hy sê, man van God, ek voel, iewers het ek soort van rigting nodig as dit kom by my geloof. Man van die Here, ek bid vir siekes om gesond te word, en ek sien die resultate nie. Man van God, ek doen die, en ek doen daai, en ek doen die, en ek doen daai, in die naam van die Here, en ek sien niks nie. Almighty Jesus. Nou vandag gaan ek vir julle wys hoe geloof 'n maatjie het, en hoe geloof in hierdie maatjie saam beweeg. Kom ons hoor wat sê die woord van God in die boeke van Hebreërs 11 vers 6. Hy sê, en sonder geloof, luister mooi, is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, hoor wat sê die woord, hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Hy wat na God gaan, hy wat met God praat, hy wat homself in 'n situasie sit waar hy in sy binnekamer ingaan en die naam van die Here aanroep, hy wat homself bevind in moeilikhede en die naam van die Here aanroep, luister mooi, wat eerste moet gebeur is, jy moet glo dat God bestaan, dat God is. Nou dit alleen kwalifiseer jou geloof groter as 'n mosterdsaad. Die feit dat jy glo dat God is, kwalifiseer jou geloof groter as 'n mosterdsaad. Die feit dat jy jou situasie voor die voete van God sit, dit kwalifiseer jou geloof. Die feit dat jy in die naam van die Here dinge doen, dit kwalifiseer jou geloof. Jou geloof is nie die probleem nie. Ek weet ek praat vinnig. Ek sê vir iemand, jou geloof is nie die probleem nie. Kom ek stel so, as jy ernstig is aangaande die Here, is jou geloof nie 'n probleem nie. As jy nie jokes maak, as jy nie maar net aan die stroom is nie, as jy nie
maar een van die mense is wat maar net saam loop nie, of maar net hier is nie, is jou geloof nie 'n probleem nie. En hoor wat sê die woord van God sê, dis onmoontlik om God te behaag, as jy nie geloof het nie, en geloof, sê die woord van die Here, kom by die aanhoor van die woord van God, hoe meer en meer 'n mens die woord hoor. En as ek nou vir u vra, hoeveel dienste het u al na geluister in u leeftijd, gaan u vir my sê, man van die Here, ek het al meer as 2000 dienste al gehoor, of na geluister, en geverstaan. So jou geloof is al op 'n plek, sky high, jou geloof is daar. Ek is hier om iemand te kom bemoedig, om vir iemand te kom sê, jou geloof is daar, jou geloof is op die plek. Jou geloof is op die plek. Wat sê die apostel sê, moenie dat jou geloof soos die golwe van die see wees nie. Moenie dat jy een oomblik, en dis een van die probleme, ek het geloof, en ek kan 'n sekere way act, en ek kan 'n sekere way glo, as dit net in sekere situasies is, of in sekere omstandighede is, en die woord van God kom, en die woord van God sê, jy kan nie God behaag sonder geloof nie. En wanneer jy na God toe gaan, moet jy glo dat God bestaan, dat hy is. Dat hy is. En nie net dat hy is nie, dat hy 'n beloner is van hulle wat hom soek. Almighty Jesus. Dankie Gees van die Here. Jy glo dat God is, en jy glo dat God 'n beloner is van diegene wat hom soek. Prys die naam van die Here. Twyfel is wat ons geloof wankelagtig maak. 'n wankelagtige geloof het nie resultate nie. Of het net in sekere aspekte resultate, of het net sekere tye en sekere dae en op sekere geleenthede resultate. Twyfelagtigheid en twyfel is wat maak dat ons se geloof nie konstant is nie. So, ek sê nou vir u, jy het die geloof. Nou kom 'n situasie voor jou, en dan twyfel jy, dan kanselleer jy jou eie geloof uit. Jy kanselleer jou oorwinning uit. Jy kanselleer jou deurbraak uit. Jy kanselleer die krag van God uit. Ek het by die vorige diens het ek hierdie stelling gemaak, en ek het gesê, kan jy in jou eie salwing glo? Kan jy glo in die salwing wat die Here op jou lewe geplaas het? Kan jy glo dan? Weet jy wat is die skokkende nuus op hierdie broadcast? Die skokkende nuus is, die Bybel sê, en die Gees het oor Dawid gekom, en Dawid het die leeu geverslaan. En die Gees was vaardig op Dawid, en Dawid het vir Goliat geverslaan. En die Gees was vaardig op Dawid, en Dawid het die volgende gedoen. My Jesus. My Jesus. En die Bybel sê, en Moses vat die staf, en hy tel die staf op in die see maak oop. Die waters maak oop. Nie net die waters maak oop nie, maar die grond word droog. Iemand hoor nie wat ek sê nie. Hierdie is magtig. Iemand sê dan, vra man van die Here, want hoe gaan u met hierdie situasie? Hoor my mooi. Kom ek stel dit mooier. Dieselfde interaksie wat Moses, Elia, Elisa, Dawid, Samson, dieselfde interaksie wat hulle gehad het met die salwing van die Here, is dieselfde interaksie wat ek en u het met die salwing van die Here. Ek wil dit erger maak, en ek gaan dit erger maak. Dawid het nie 'n spesiale salwing geervaar nie. Hy het dieselfde salwing geervaar wat jy ervaar binne in jou kerk.
Elia het nie heeltemal 'n vreemde salwing geervaar in die tyd toe hy hier was, nie, dieselfde salwing geervaar wat jy vandag ervaar in jou binnekamer wanneer jy bid. Dieselfde, presies. Presies, ek wil dit erger maak. Ek wil dit erger maak. Toe Elisa gaan om die kind gaan op te wek uit die dood uit, het hy nie 'n spesiale salwing gevoel of iets buitengewoon as dit wat ek en u reeds al geervaar het nie. Almighty Jesus. Weet jy wat is die ergste van alles? Die apostel Paulus kom en hy skryf en hy kom sê vir ons, die salwing wat op hulle was, is 'n mindere salwing as die salwing wat vandag op ek en u is. Nou kan ons sien, God gee die salwing, want baie van ons wat op die broadcast sê, man van die Here, ek het al die salwing gewaar, ek het al gevoel. Man van die Here, ek het al 'n ervaring gehad met die Heilige Gees van God. So God acknowledge jou geloof, want die salwing is teenwoordig. God acknowledge jou geloof. Kan jy dit self doen? Kan jy jou eie geloof acknowledge? Kan jy dit self doen? Die salwing van die Here is present. Maar in 'n woorde, God sien jou geloof en God acknowledge jou geloof en God laat toe dat die salwing van die Here teenwoordig is. Kan jy jou eie geloof erken? Kan jy jou eie salwing erken? Kan jy jou eie geloof erken? Kan jy glo in jou eie geloof? As nie, sê, geloof is nie 'n gevoel, 'n sekere gevoel wat jy het binne in jou nie. Geloof, as ek kom die Bybel sê, geloof sonder werke is mors dood. Die feit dat jy kerk toe gaan, die feit dat jy reg lewe voor God, die feit dat jy die waarheid praat en nie lieg nie, die feit dat jy nie mense doodmaak nie, die feit dat jy liefde het vir jou naaste, die feit dat jy mense vryspreek en kan vergewe, is alles tekens van iemand wat geloof het. Ek weet ek praat met myself. Ek weet ek praat met myself. As alles tekens van mense wat geloof het. Man van die Here, glo u dat ek geloof het wat kanker kan uitdryf, wat kanker kan genees? Yes. Man van God, glo u dat ek geloof het wat HIV kan genees? Yes. Man van God, glo u dat ek geloof het om suikersiekte te genees? Yes. Man van God, glo u dat ek geloof het om blinde se oë oop te maak? Yes. Man van God, glo u dat ek geloof het om dowes te laat hoor? Yes. Jy tik al die regte boksies, tik jy. Jy tik almal. Glo, die Here sal dit toelaat dat pastore en diakens en leiers hierdie boodskap sien. Jy tik al die regte punte, jy tik almal. Jy tik almal. Jy het nie 'n tekortkoming in een van hulle nie. Ek kom. Die ergste van alles is die apostel Paulus kom en hy skryf en hy acknowledge, hy gee erkenning, hy sê, die salwing wat vandag teenwoordig is groter as die salwing wat op Elisa was. Die apostel Paulus sê die Bybel dat eendag hou hy diens en hy hou diens tot die aand toe en hy is besig om die woord van God te predik en iemand sit in die venster en die persoon sit in slaap en die persoon val en die persoon is dood. En die apostel gaan af na die persoon toe en hy wek hierdie liggaam op. Nou vra ek vir u, wanneer u preek en die salwing van die Here is teenwoordig, dink jy Paulus se ervaring is baie beter as u ervaring? U sien die probleem in die kerk vandag is, iemand het gesê, wag vir iets spesiaal. Wanneer die iets spesiaal reeds al teenwoordig is, heiliglik soos ek praat met u.
Die salwing wat jy voor vas en bid dag en nag is reeds al available. Die krag wat jy voor vas en bid dag en nag is reeds al beskikbaar. Dis al by jou, dis al in jou, dis al met jou. Dis rondom jou. Mighty Jesus. Dankie Gees van die Here. Dis met jou, dis by jou, dis in jou. Oh mighty Jesus. Op wat wag ons? Wag ons 'n stem om te kom praat in ons ore? Wag ons 'n visioen? Want luister mooi, God deel nie met ons almal dieselfde nie. God deel nie met ons almal dieselfde nie. Daarvoor sê die Bybel dat verskillende gawes. Daarvoor noem die Bybel dit op verskillende gawes. Verskillende werke van die Gees. Een Gees, verskillende werke. Vraag vanaand is, waar is jou geloof? As jy moet uitbalanseer, waar is u geloof? Jy het die geloof binne in jou, jy het dit. Jy kwalifiseer daarvoor. Niemand kan dit wegvat van jou af nie. Jy het dit. Die salwing is teenwoordig, jy het dit. Ek hoop en vertrou die Here. Iemand gaan hierdie boodskap kyk en iemand gaan sê, maar ek wil dit praktiseer. Weet u, en ek vra dat die Here ons vergewe, my vergewe, ons almal vergewe wat kinders van God genoem word, wat ons self klassifiseer as kinders van God, wat sê ons is gedoop, ons is bloedgebaste kinders van die Here. Ek bid dat die Here ons vergewe. Ek bid dat die Here ons almal vergewe. Weet jy hoekom kan u nie die dooie mense opwek nie? Die geloof is daar, die salwing is teenwoordig. Nommer 1, weet jy wat is die rede hoekom u nie kanker mense tot genesing roep nie? Weet jy wat is die rede hoekom ons nie stap in hierdie wonders nie? En ek gee rigting. Ek gee rigting vir myself en ek gee rigting vir julle deur die Heilige Gees van God. En ek wil hê jy moet dit gaan praktiseer. En glo my, jy sal wonderwerke sien. Jy sal wonderwerke sien. Glo my. Nommer 1, u is ignorant. U dink, u geloof moet 'n sekere way wees voor dit kan gebeur. U dink die salwing moet op 'n sekere manier manifesteer voor dit kan gebeur. Ja. Dis reeds al saam met jou, dis reeds al op jou, dis reeds al in jou, dis reeds al met jou. Die belofte was reeds al gemaak in die boeke van Markus 16. Reeds al. Hierdie dinge was gespreek. Weet jy, daar is een ding in die Bybel aanhaal. Bybel praat, ek wil net hierdie definisie gee oor behaag. Bybel sê, jy kan nie God sonder geloof, is onmoontlik om te behaag. Die woordjie behaag, in die Engels is dit, you can't please God without faith. In die Afrikaans sê, behaag beteken om iemand of iets gelukkig te maak, plesier te verskaf, of aan iemand se welbehae te voldoen. So, met ander woorde, God word gelukkig wanneer hy sien ons praktiseer geloof. God word gelukkig wanneer hy sien ons is gelowig, ons doen wat die woord sê, God word gelukkig deur ons werke. Wat hand in hand gaan saam met geloof. God word bly, hy word gelukkig. Ons gee hom daai. Die Fariseërs as hulle Jesus gaan skou het wat wonders doen, dan vra hulle altyd hierdie vraag, hoekom het hy so geweldige gesag? Met watter gesag spreek hy hierdie dinge aan? Weet jy wat is die geheim? Die geheim is confidence, dapperheid. Hoeveel confidence het u in God?
Hoeveel confidence het u in die salwing wat op u lewe is? Hoeveel confidence het u in u geloof? Jou geloof het 'n maatjie nodig en sy naam is dapperheid. Jou geloof het 'n maatjie nodig en daai maatjie se naam is dapperheid. Jou geloof het 'n maatjie nodig en daai maatjie se naam is dapperheid. Want toe die 3 vriende van Daniël voor die koning staan, sê hulle aan die koning, ons sal nie buig nie. Hulle sê, ons dien 'n lewende God. Nou weer eens, is 'n vlak van geloof is daar. Die salwing het hulle geervaar wonderbaarlik. Nou kom dit by die regte toets. Hoeveel confidence het jy in hierdie proklamasie wat jy maak? Hoeveel confidence het jy in hierdie ding wat jy sê jy glo? Hoeveel confidence het jy in hom? Of in dit, en hoor wat sê die woord sê, hulle gaan so ver. Hulle sê, en al sou die Here ons nie red uit jou hand uit die koning, ons sal nie buig nie. Hulle ken hulle God. Hulle stap op pad met hulle God. Die vlak van dapperheid, jy kan dit nie match nie. En dis waar hulle se geloof dapperheid ontmoet, in die salwing van die Here skop in. En die Bybel sê, en toe die koning die volgende dag terugkom en hy kyk, die sien hy 'n 4de man. Wat het hy 4de man gemanifesteer? Wat het hy 4de man gemanifesteer? Ek sien hoeveel dapperheid hulle gehad het. Ek sien hoeveel confidence hulle gehad het, dat hulle se God vir hulle wel sal deurkom. Hoeveel confidence het jy in jou geloof? Hoeveel confidence het jy in die salwing van God wat reeds op jou lewe is? Waarvoor wag, vir wie wag ons? Vir wie wag ons? Wat wag ons? Daar's nie 'n meer spesialer salwing wat gaan kom om dit te verrig of om dit te kom doen nie. Daai salwing is currently in operasie. Die salwing om duiwels uit te dryf is reeds al in jou, is op jou, is in jou dienste, is in jou kerk. Maak nie saak in watter kerk jy is nie, maar solank die woord van God geminister word in 'n gebou, in 'n bediening, daar's 'n salwing van die Here in daai bediening, wat duiwels kan uitdrywe, wat siekes gesond kan maak, wat blindes kan laat sien, wat dowes kan laat hoor, wat mense wat siek is, vry kan spreek. Die salwing is present. Jou ignorance, as dit maak dat ons vandag in die kerk, God is nie kragteloos nie, maar die God wat ons vandag represent is kragteloos. Here, vergewe my, ek wil dit nie so sê nie, maar dis wat ons vandag ervaar binne die kerk. Ons sien dit in vandag se bediening. Die God wat ons vandag verteenwoordig, is vir baie mense kragteloos. En die God wat Jesus verteenwoordig, is 'n magtige God. En Jesus kom en hy sê, julle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. En die salwing is teenwoordig en jou geloof is daar. Hoeveel dapperheid het jy? Jy het nie eens nodig om in jou eie geloof dapperheid te hê nie, of confidence te hê nie. Hoeveel confidence het jy in die feit dat Jesus gesê het, jy sal groter dinge doen as wat hy gedoen het? Weer eens, is twyfel wat ons confidence in die werk van die Here vernietig. Is twyfel wat ons confidence in die werke van God vernietig. Ek hoop hierdie boodskap het iemand bereik. Ek hoop iemand het gehoor, ek hoop iemand het gevat, ek hoop iemand gaan met hierdie boodskap, en ek hoop iemand bring hom of haar, ek hoop iemand bring hom of haar dapperheid, confidence, by 'n plek waar jou geloof is. Hierdie man het gesê, onse God, al haal hy ons nie uit die vuur uit nie, sal nie buig nie. Dis dapperheid. Is so asof
Asof iemand hom reeds al gesê het, die Here sal hom uitdaag. Maar niemand het hom dit gesê nie, dis sy proklamasie. En elke slag as jy die Bybel lees en jy sien wonders en jy sien uitdagings van God, kyk ons byvoorbeeld Elia en die Baalse profete. Ons lees die Bybel en ons dink, nee, maar die Here het vir Elia gewys, hy sal deurkom. Ons dink die Here het gewys, hy sal deurkom. In baie gevalle het die Here niks gewys nie. Dis die hoeveelheid dapperheid jy het in jou God wat jy dien, wat jy bely. Hoeveel dapperheid het jy in jou God? Jy staan terug as iemand sterwe, jy het geen confidence in die God wat jy dien nie. Jy sal dit preek en is mooi. Jy sal dit sê en is mooi. Jy sal sê, die een het hom opgewek en die een het hom opgewek en die een het hom vrygespreek en die een het hom vrygespreek en die. Jy sal al die mooie dinge preek. En die Bybel sê, dis fabels, dis stories wat jy vertel oor en oor. Waar is jou geloof? Waar is jou confidence? Ek sal nie vra waar is jou geloof nie, ek vra waar is jou confidence in die geloof wat jy reeds al het. Jy sal terugstaan as jy hoor as 'n kankerpasiënt, jy sal terugstaan as jy hoor as HIV, jy sal terugstaan as jy hoor as hoë bloeddruk, jy sal terugstaan as jy hoor as lae bloeddruk, jy sal terugstaan as jy hoor maar as 'n egskeiding, jy sal terugstaan as jy hoor as hierdie lelike ding en daai lelike ding en jy sal stories vertel en jy sal stories voorlees en jy sal. Waar is jou confidence in jou eie geloof as dit by God kom en die werk van God kom? Waar is die confidence in jou geloof in Jesus Christus? Kom ons doen introspeksie. Kom ons kyk na onsself. Jy kan vas 40 dae, 50 dae, 90 dae. As jy nie confidence in jou geloof het nie, sal dit nie werk nie. Jy kan vas solank as wat jy wil vas. As jy nie confidence het in jou geloof nie, sal dit nooit werk nie. Ons hoor as ons demone uitdryf, die demoon sê ek sal nie uitgaan nie. En die demoon sê ek kan nie uitgaan nie want ek is so sterk en ek is so sterk en ek is so sterk en is altyd die geval van die vyand. Hy sal altyd proklameer, hy is die sterkste. Wetende die Here Jesus Christus is sterker as hy. Jy kan dit nie proklameer nie. Jy kan dit nie bely nie. Ek kom terug. Ons sal nie die ding delf. Ek hoop jy is gestig, ek hoop hierdie woord wat jy gevat, ek hoop hierdie woord dat dink jy 'n bietjie oor u confidence in die God wat u dien. In Jesus magtige naam. Julle moet al die deur onthou, Jesus Christus is baie lief vir julle.